As jy een was, moet jy by God uitkom, jy moet dit bely en nie daaroor spog nie. Nou kom ek lees gou hierso 1 Timoteus 1. Kom ons lees vanaf vers 5. Maar die doel van die geloof is liefde uit 'n rein hart en goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof, waarvan sommige mense afgedwaal het en hulle afgewend het na onsinnige praatjies. Hulle wil leenaars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê of die dinge wat hulle beslis beweer nie verstaan nie. Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wetlik gebruik. En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense. En nou wil ek hê jy moet mooi luister hier. Ek is nie vanaand hier om jou te kap nie, maar ek is hier vanaand of jy wil net trigger kry, is daar nog iets wat nie lekker is nie. Want God se oë deurkruis die aarde en kyk wie onverdeeld op hom gerig is. So as jy net die Here wil half dien en jy dink jy's fine, is jou saak. Ek wil hom graag voluit dien. Ek het nou net daar in Spreuke gelees dat God seën jou soos jy hom dien. Hy sê ook in 2 of 3 Johannes sê hy 1 vers 1 dat mag dit met jou gaan soos dit met jou siel gaan. So as jy jou siel oppas, gaan dit met jou goed gaan. Nou wil ek net hierdie deeltjie lees. OK. En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense. Die goddelose beteken jy opereer sonder God. Die wêreld is vir jou lekkerder. Die wêreld se musiek is altyd lekkerder. Die wêreld se roeping is lekkerder. Jy's 'n goddelose. Of sondaars. Onheiliges. Dis iemand wat as hy daar vanaand gaan slaap, dat dink hy in sy kop onheilige goed. Hy's besig om onheilige goed te beplan. Hy dink as hy uitkom, hoe gaan hy smokkel? Hy dink as hy hier gaan en die mense daar by die huis, wat gaan ek met my sekretaresse doen? Wat gaan ek dat doen? Ja, dis onheiligheid. En ongewydes, vadermoorders, moedermoorders, ons hanteer ons ma en pa soos niks. Vader en moedermoorders, vat tik en steel hulle geld en koop tik. Maak vir pa en ma arm, trap hulle, vernietig hulle. En dan, hoor verder, moordenaars. En die Bybel sê dat as jy sê, ja, jou broer haat as jy moordenaar. Klomp sulke goedjies. Maar hoor gou mooi, 'n moordenaar, as jy een was, moet jy by God uitkom, jy moet dit bely en nie daaroor spog nie. Is nie iets om te spog nie. Hoereerders, 'n hoereerder is iemand wat in sy kop ook seks het. 'n hoereerder is iemand wat kaal vrouens en mans kyk. En jy skryf in Satan se universiteit, en jy wil gradueer om 'n kindermolesteerder te word. Dis wat 'n pornkyker is. Dis wat 'n hoereerder is. Sodomiete, wat die Here hiervan praat, is 2 mans wat vry. Die woord van God sê dit. Die Bybelgenootskap het hierdie boek uitgebring, nadat die Heilige Gees hierdie boek geïnspireer het aan skrywers. So as jy wil hof toe gaan oor daai woord sodomiete, moet jy die Bybelgenootskap in Suid-Afrika dagvaar. Jy moet ook vir Timoteus en Paulus hier kry. En jy moet die Heilige Gees dagvaar, God die Vader en Jesus Christus, en jy moet dit skryf en sê, kom na die menseregte hof toe. En dan sal ek ook daar kom staan. En dit sal lekker wees om saam met hierdie beskuldigdes te staan. 'n sodomiet. Daar's vandag Sodom en Gomorra was 2 dorpe.
En die Here was so kwaad omdat man gevry het en vrou gevry het, dat daar haal en vuur uit die hemel gekom het, dat daar vandag nog 'n dooie see is. Toe Noag geleef het, was die see net siek. Hy is nou al dood. Moenie gelag vir die grapie. Maar 'n dooie see was. Okay. En hoekom word dit Sodomiet genoem? Want dit kom van die dorp Sodom af, waar hulle mekaar gevry het. Dit is 'n gruwel in God se oë, en so mens kan nie hemel toe gaan nie. 2 vrouens wat mekaar vry, kan nie hemel toe gaan nie. 2 mans wat mekaar vry, kan nie hemel toe gaan nie. Dit is uit die put van die hel. Wat doen jy vir sulke mense? Jy bid vir hulle, dat hulle by Jesus uitkom. Mense diewe, seker daai human trafficking. Leenaars, mynediges, mense wat lieg by die hof, en wat daar anders met 'n gesonde leer in stryd is. So, ek wil net so bietjie dit genoem het, dat die Heilige Gees ons oortuig. Met wat is ons nog besig, wat nie reg is nie? Nou wil ek vanaand iets bybring, wat ek my baie keer betrap. Baie keer betrap ek my, en dan vlieg ek weer weg, dis ek alright. En dan raak het so rustig, en dan betrap ek my weer. Luiheid met God se woord. Luiheid en laksheid met die woord van God, en ook met worship, en om die Here te dien. En ek wil sommer nou reguit vir jou sê, as jy nie kerk toe gaan nie, en jou geloof is, jy hoef nie kerk toe te gaan nie, en jy hoef nie na Hebreërs 10 vers 25 te luister oor samekomste, wat jy moet bywoon nie. Moenie ander mense dit ook vertel nie, want jy laat sit mense by die huis, en daardie mense gaan al agteruit. Ek beveel as ek iemand by die Here gelei, dat hy gaan bywoon, sodat hy kan groei in die Here.